twee dele in ons diens. Ons het heel eerste, het ons 'n doop en 'n insdoop, is ek reg? En dan gaan ons die Jericho Ride doen, so maak julle self gemaklik asseblief, ons gaan 'n rukkie wees. Maar ja, Jolande, julle kan kom sit so lank. Ek lees vir ons Judas 1, leef soos die Here wil is die opskrif. Vers 17, my liewe vriende, julle moet onthou dat die apostels van ons Here Jesus Christus julle vroeër ook teen hierdie mense gewaarsku het. Hulle het vir julle gesê, in die laaste dae op aarde sal daar mense op die toneel verskyn met agter al die sondes aanloop en doen net wat hulle wil. Hulle sal 'n bespotting van julle maak. Hierdie slegte mense is besig om die kerk in twee te skeur. Al wat vir hulle saak maak is hulle eie onbeheerbare drange en drifte. Die gees van God is glad nie in hulle lewens te sien nie. My liewe vriende, kom ek sê vir julle wat julle moet doen om op die regte pad te bly. Sorg dat julle geloof dag na dag sterker word. Bou julle hele lewe op God. Laat toe dat die Gees kragtig in julle werk wanneer julle bid. Laat God se liefde julle omring soos 'n sterk muur. Plaas al julle hoop op die ongelooflike goedheid van ons Here Jesus Christus. Hy gee so baie vir julle omdat hy vir julle die ewige lewe sal gee. Vers 22, met die opskrif daar is, help mense wat in sonde vasgevang is. Vers 22, om vir mense wie se geloof nog, gee om vir mense wie se geloof nog swak is. Help hulle sodat hulle geloof sterker kan word, al verdien hulle dit nie. Is dit nie iets wat ons as Christene maklik sê, maar ek weet nie hulle verdien nie, my tyd nie, hulle verdien nie my aandag nie. Ek is hier binne myself besig met 'n worsteling, want 'n mens sit soveel in mense in, en jy spandeer soveel tyd, en jy bid, en jy encourage, en jy's daar, en dan dink jy, okay, hier begin die pad nou, en dan sit net woeps, weg, klaar, verby, en het ontmoedig 'n mens, maar hier sê die Here, en hy praat met my vanoggend in hierdie vers, want ek is op 'n baie slegte plek in my lewe, ek is op 'n punt wat ek het 'n skêr uitgehaal, so grootte, ek knip af so ver as ek gaan, want 'n mens kan net soveel, maar nou praat die Here met my vanoggend en hy sê, gee om vir mense wie se geloof nog swak is, help hulle sodat hulle geloof sterker kan word, al verdien hulle dit nie, Here, vergewe my. Diegene wat op sleeptou geneem word deur hierdie mense se doen en late, moet julle uit die vuur ruk, voordat dit te laat is, en aan ander mense wat verkeerd doen, moet julle die nodige liefde bewys. Doen dit versigtig, maar hou aan, ook al verdien hulle dit nie. Hoor julle vanoggend hierdie woord? Ek en jy wat sê ons is Christene, ek en jy wat in 'n ministry is, ek en jy wat ry met 'n kruisie op ons rug, hoor jy vanoggend, wat sê die Here vir jou? Hou aan, al verdien hulle dit nie. Ek en jy dit ook nie verdien nie. En iemand het aangehou. Iemand het aangehou. Maar dan gaan die vers aan en hy sê, julle moet egter niks te doen hê met al die verskriklike dinge wat hulle aanvang nie. Moenie deel wees van hierdie dinge wat hulle doen nie. Hierdie wêreldse dinge nie. Hou op, kry klaar. Vrek het op 'n stadium moet ons mos afknyp. Op 'n stadium moet ons sê, Here, ek het gehoor. Here, ek gee alles. Ek hoor die laaste tyd hoeveel mense wat sê, ja, maar pastoor, ek is nog nie reg om klaar te kry met dien nie, of pastoor, ek geniet nog hierdie sondetjie van my. Besluit wat jy wil doen. Besluit of wil jy die Here dien, en of wil jy met 2 voete staan, en as jy met 2 voete staan, hou dan eerder net op. Gaan in die wêreld en geniet die wêreld. Want die Here sê, ek sê jy uit my mond uit kots as jy lou is. En dis wat ons doen vandag. Want ek wil daarom op 'n Sondag so 1 keer 'n maand kerk toe kom. Laat die Here daarom net kan, laat ek hier binne myself net kan voel, maar ek is okay. Maar die res van die week lewe ek soos ek wil, ek hou vas aan hierdie sondes. Kry klaar met dit. Die Here is glad nie tevrede met jou. Hoeveel mense sê vir my, in die week sê iemand weer vir my, pastoor,
ek is op 'n goeie plek in my Christendom. Sê wie? Vir jou? Want jy gaan daarom net 2 keer 'n maand kerk toe. Maar jy is nog steeds besig met jou gehoerery en gesypery en gevloekery en gecheatery in jou besigheid. Jy is op 'n goeie plek in jou Christendom. Waar meet God jou? Waar meet God vir my en vir jou vanoggend? Is jy werklik oorgegee aan die Here? Of hang jy ook so rond? Want vrek is daarom maar lekker nog in die wêreld. En ek het 'n paar lekker pelle. Hulle sponsor. Ek kuier lekker. Die parties gaan laat aan. Besluit of jy die Here wil dien of nie. En kom op daai punt. Want die belangrikste ding die belangrikste gebeurtenis in 'n Christen se lewe is om tot bekering te kom. Dis om jou hart vir die Here te gee. Is om jou alles vir hom te gee. En dit is die dag wat hulle in hierdie gedeelte van praat, wat jy uit die vuur uit geruk word. Daar is geen groter gebeurtenis in 'n Christen se lewe as wedergeboorte nie. Want jy kan nie hemel toe gaan sonder daardie dag nie. Jy kan nie hemel toe gaan as jy nie Jesus Christus aangeneem het nie. Ons moet dit doen op 'n stadium in ons lewens. En ons moet dit opreg doen. Ek sien hoeveel mense wat dit doen onder groepsdruk. Want my pelle het dit gedoen. Of vriendinne het dit gedoen. Of het net sommer maar net gevoel ek moet dit doen. Die Gees van God kom werk in ons harte. En hy kom bring daardie oortuiging. Dat ons op daardie punt moet kom. Maar ons God is 'n God van orde. Daar's 'n volgorde waarin alles gebeur. Een ding gebeur op 'n volgende. Jy groei eers, jy kry een ding onder die knie voordat jy die volgende aanpak. 'n Kind word nie gebore en dan hardloop hy nie. Nee, hy lê eers 'n bietjie, laat hy bietjie kan rus want sy voete gaan nog lank lewe. Hulle gaan hom nog lank dra. En dan begin hulle te kruip. En dan begin hulle so wankelrig te loop. En dan begin hulle te hardloop. Sekere spiere moet eers ontwikkel, sekere funksies moet eers ontwikkel voordat jy die volgende ding kan doen. En dieselfde met ons geestelike lewens. Jy moet eers tot bekering kom voordat jy kan hemel toe gaan. Jy moet eers tot bekering kom voordat jy gedoop kan word en gevul kan word met die Heilige Gees. En ons het 2 mense vanoggend wat hierdie volgorde gevolg het, wat tot bekering gekom het, die Here aangeneem het en hulle self nou wil doop. Die doop van gelowiges is 'n goddelike opdrag wat alle gelowiges uit gehoorsaamheid moet nakom. Dit vorm deel van God se groot opdrag. Matteus 28:19 sê, gaan en maak disippels van alle nasies en doop hulle. Dis die wil van die Here dat elkeen wat tot geloof in hom kom, hom deur die doop moet volg. Hulle moet hom gehoorsaam, nie dwang nie, maar gewilliglik. Alles wat ons doen is gewilliglik. Jou offerhandes, jou tiendes wat jy gee, is gewilliglik. Ons moet dit nie onder dwang doen nie. Die Here kom nie en hy forceer en hy druk 'n mes teen jou keel en hy sê nou moet jy betaal nie. Ons moet dit doen uit liefde omdat ons wil. Dieselfde met ons doop. Ons wil gedoop word. Want ons voorloper Jesus Christus het dit gedoen. En ek en jy wil gehoorsaam wees aan sy opdrag. Deur die doop wys gelowiges dat hy of sy aan Jesus Christus behoort. Die doop word dan beskryf ook as 'n uiterlike simbool van dit wat binnekant gebeur het, want ons kan nie sien as iemand die Here aangeneem het nie. So hulle wys vir ons, ek het die Here aangeneem, ek sterf vir die wêreld en ek staan op 'n nuwe skepsel. Onthou net, ons wandel met God staan nie stil by bekering en die doop nie, ons moet groei, ons moet 'n pad van heiligmaking stap. Ek en jy kan nie sê ons is wedergebore, maar niks verander nie. Daar moet 'n verandering kom ook in ons lewens. Mense moet kan sien, daar's vrug. Jy moet 'n omdraai maak van jou lewe en 'n verskil kom maak. Nou, waar's jou man? Kom Frikkie.
Nou Lampies en Jolandi is die twee mense wat op 'n punt gekom het wat hulle erken en bely Jesus Christus is hulle verlosser en saligmaker. Kom staan hier voor. Lampies en Jolandi erken en bely julle voor die gemeente dat julle Jesus Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker. Amen. Dan is dit my voorreg om vir julle te doop, vir jou te doop. Dederik gaan vir Jolandi doop, want Jolandi is bang ek gaan 'n bietjie lank onderhou. So, klim in, pas op hy, ga daar so. Ek kan net vir julle sê, ek is regtig trots op hierdie twee mense. Van waar hulle betrokke begin raak het hier in die kerk en tot waar hulle nou is. En ek kan sien hoe hulle verander en ek kan sien hulle ywer vir die Here. Dis hulle wat seker maak julle het in die oggend koffie en in die dag as julle almal gery het en al lekker op pad is om te gaan eet, dan pak hulle nog gou die kerk reg en al daai goeters. So hulle is diensbaar vir die Here en hulle stap hierdie pad van heiligmaking. Dis goed. Lampies, is my voorreg om jou te doop en ek doop jou vanoggend in die naam van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. Almagtige Vader, baie dankie vir ons Boeta Lampies. Dankie Here vir die pad wat hy met u stap. Dankie dat ons sy lewe spreek van diensbaarheid en ook Here dat hy bereid is dat u met hom werk, dat die Gees hom verander, want ons weet dis 'n pad wat hy stap van heiligmaking. Bid dat u Gees in hom sal uitstort, dat die Gees hom kragtig sal maak, vaardig sal maak vir die roeping wat dan ook op sy lewe is. Seën vir hom Here en ook waar hy voorloop in sy huis. Here, mag u vir hom toerus as koning, priester en profeet en mag hy lewe van u liefde en u getuienis uitdra oral waar hy beweeg. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gee hom 'n lekker hande klap. Jolandi, dit is my ook 'n voorreg om u te kan doop vanoggend in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Appa Vader, ek kom dra vanoggend vir Jolandi aan die Here. Ons kom sê vir u vanoggend so baie dankie Here vir die besluit wat sy gemaak het. Dankie Here vir die geloof wat u in haar hart ingesit het om Jesus aan te neem. En Vader, ek kom bid u seën oor haar. En Here, vir die pad wat vir haar voor lê, Here, dat u elke dag met haar sal wees. Here, u sê dit in die woord, dat u ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. En Vader, in elke dag wat sy u so nodig het, Here, want ons kan nie sonder u nie. Here, dat u haar voetstappe sal kom rig. En Here, dat u haar gedagtes sal kom rig in die rigting wat u wil hê sy moet gaan. Here, dat u vir haar raad sal gee en dat u oog oor haar sal wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Geef haar 'n lekker hande klap. Is dit nie wonderlik om deel te wees van so iets nie, nê? Om te sien hoe die Here werk in mense se lewens nie. Kom ons gee vir die Here 'n lekker hande klappe. Nou vandag se diens, die Jericho Ride, is 'n landswye diens
wat gehou word en is gebaseer op die verhaal van Joshua en die Israeliete toe hulle eers die stad Jerigo moes verslaan het om vir Kanaan in te neem. Nou net so 'n bietjie agtergrond oor Jerigo. Die Jerigo waarna toe die Israeliete op pad was 'n vestingstad. Met ander woorde, dit was 'n versterkte stad. Strategies het dit fisies toegang tot die res van Kanaan beheer en geestelik was dit 'n sentrum van aanbidding van afgode. Fisies was baie van die inwoners van Jerigo reusagtig groot en hulle was baie goeie soldate gewese. Die Bybelse Jerigo was voorwaar 'n sterk fort gewese. Dit was 'n tremendous plek. Wat is die mooi Afrikaans daarvoor? Dit was 'n geweldige sterk vestingstad gewees. Menslikerwys ook was die tydsberekening om hierdie stad in te neem ook nie baie goed nie. Want binne in hierdie stad was 'n standhoudende fontein en boonop was dit nou nog net nadat die oes ingebring was. So daar was genoeg kos en water in hierdie stad. So as iemand hulle sou beleer, kon hulle ten minste vir 'n jaar in daai stad gebly het. Hulle het nie nodig gehad het om uit te gaan nie. Daar was kos, daar was water, daar was alles. Wat die stad amper onmoontlik gemaak het om in te neem, was sy mure. Die mure het van hierdie stad 'n fort of 'n vesting gemaak. Nou die stad was beskerm deur 2 stelle mure. 'n binnemuur en 'n buitemuur. Al die prentjies wat ons sien, wys 1 muur, né? Julle het dit al gesien, maar daar was 2 mure gewees. 2, nie 2 nie. 2 mure. Die binnemuur was gebou op 'n klipfondasie en dit was so 4 tot 5 meter hoog of 1,5 verdieping hoog. Bo-op dit was 'n moddersteenmuur gebou wat 2 meter dik en 8 meter hoog was. Die binnemuur alleen was dus meer as 4 verdiepings hoog gewees. Onthou, in daai tyd was daar nie hyskrane nie, en die helikopters om al hierdie goedjies op te tel nie. Maar dan buite daai muur was daar 'n stuk dooiemansland. So indien jy oor die buitemuur sou kom, is jy in hierdie dooiemansland wat hierdie boogskutters op die binnemuur sit en jy's 'n maklike teiken. Hulle sit net daar en hulle piek jou af, een vir een. Nou die buitemuur, die argeoloog reken dat hierdie buitemuur van die grond af maklik 14 meter of 5 tot 6 verdiepings hoog kon wees. En dis om hierdie muur waar die Israeliete moes marseer, hulle moes stap vir 7 dae lank. Al 2 Jerigo se mure was ook teen 'n styl helling of 'n opdraande gebou, sodat jy die heeltyd opdraande sou moes veg as jy die stad wou inneem. Wie van julle speel golf? Probeer. Het jy al gesien hoe moeilik dit is om teen 'n helling op of 'n helling af te probeer slaan? Nou dink net as jy mos oorlog maak en jy moet die hele tyd op jou agtervoet beklei en probeer om vorentoe te gaan, hoe moeilik was dit? So, ek dink as 'n ou hierdie prentjie beskryf, dan gaan tot 'n blinde ou kan verstaan dat dit basies bonatuurlik was om Jerigo te kan inneem. Dis onmoontlik, menslike gewyse. Wat is jou Jerigo? Hierdie Jerigo was 'n fisiese struikelblok wat in die pad gestaan het en wat die Israeliete weggehou het van die beloofde land. Wat is die Jerigo in jou lewe vandag? Wat hou jou weg van jou beloofde land? Jerigo was die grootste struikelblok tussen God se volk en die land wat hy met 'n eed aan hulle beloof het. Ons ken dit as die beloofde land. As hulle Jerigo kon vat, sou hulle sekerlik die res kon vat ook. Dis ook die waarheid vir my en vir jou in ons lewens. Die Here wil sy heerlikheid en sy koninkryk ook in jou lewe werklikheid maak. Maar net soos die Israeliete is daar seker ook 'n Jerigo wat ek en jy moet oorwin. Dalk se drank, dalk se dwelms, dalk se te lae selfbeeld. Dalk het jy altyd gehoor jy's nie goed genoeg nie. Jy weet wat is die Jerigo in jou lewe vanoggend.
Ek lees gou vir ons Josua 6. Jerigo se poorte was dichtgesluit omdat hulle bang was vir die Israeliete. Niemand het dit gewaag om in of uit te gaan nie. Die Here het vir Josua gesê: "Ek gee jou beheer oor Jerigo, sy koning en sy soldate. Al die soldate moet een keer rondom die stad marseer. Doen dit vir die volgende 6 dae. 7 priesters moet elkeen 'n ramshoring dra. Hulle moet voor die ark loop. Op die 7de dag moet julle 7 keer om die stad marseer. Die priesters moet dan hard op die ramshorings blaas. Sodra julle hoor dat die priesters 'n uitgerekte sein op die ramshoring gee, moet almal 'n harde kreet gee. Die stad se mure sal dan in mekaar stort. Die manskappe kan dan daaroor klim om die stad in te neem." Dis bietjie weird, né? Gaan loop daarom. Gaan loop so een keer daarom en dan loop jy 7 keer daarom en dan blaas jy en dan val die mure mekaar. Dis bietjie weird, né? Kan jy dink wat het hierdie klomp Israeliete gedink? Vers 6. Josua, die seun van Nun, het toe die priesters bymekaar geroep. Hy het vir hulle gesê: "Tel die ark van die verbond op. Laat 7 priesters elkeen met ramshorings voor die ark van die Here loop." Vir die volk het hy gesê: "Trek rondom die stad. Die afdelingssoldate moet voor die ark van die Here uit marseer." Toe Josua klaar met die volk gepraat het, het die 7 priesters met die ramshoring voor die ark van die Here begin loop. Hulle het op die ramshorings geblaas. Die ark van die verbond van die Here het agter hulle gekom. Terwyl die priesters heeltyd op die ramshoring geblaas het, het die soldate voor hulle uit marseer. Die res van die volk het agter die ark gevolg. Josua het die volk gewaarsku: "Moenie skreeu nie. Moenie 'n geluid maak nie. Moenie 'n woord uit julle mond kom voor die dag dat ek vir julle sê skreeu nie. En dan moet julle hard begin skreeu." Hy het die ark van die Here toe eenmaal om die stad laat gaan. Daarna is hulle terug na die kamp toe en hulle die nag in die kamp gebly. Josua was die volgende môre vroeg op. Die priesters het weer die ark van die Here gedra. Die 7 priesters met die ramshoring het voor die ark van die Here geloop en op die ramshorings geblaas. Die soldate het voor hulle uitmarseer. Die volk het agter die ark van die Here aangekom. Die priesters het die hele tyd op die ramshorings geblaas. Op die 2de dag het hulle weer een keer om die stad geloop en teruggegaan na hulle kamp toe. Hulle het dit 6 dae lank gedoen. Op die 7de dag het hulle vroeg opgestaan toe dit nog skemer was. Hulle het ouer gewoonte om die stad gegaan, maar op hierdie dag 7 keer. Die 7de keer het die priesters die teken op die ramshoring gegee. Josua het vir die volk geskreeu: "Gee die kreet. Die Here gee die stad vir julle. Die stad is 'n banoffer vir die Here. Die stad en alles wat daarin is moet heeltemal uitgewis word. Die prostituut Ragab en almal wat by haar in die huis is, moet bly lewe. Sy het die verkenners wat ons uitgestuur het, weggesteek." En nou hier's 'n paar beginsels in hierdie gedeelte wat vir my en vir jou gaan help om die mure in ons eie lewens af te breek en om onmoontlike situasies aan te pak en te oorwin. God het lankal 'n plan met die mure wat moet val. Hy weet die mure van hierdie stad moet en dit gaan val. Hy weet daar's goed in my sy lewens wat vir ons al vir baie jare beheer. Jaloesie, haat, sukkel om te vergewe. Sjoe. Ons gaan binnekort weer daai 70x7 doen want daar's baie mense wat vra vir dit. En hierdie laaste 2 weke het die Here weer bietjie met my gepraat ook oor vergifnis en om te vergewe. Wat van vrees in jou lewe? Sonde, spanning, stres. Vandag mos ons almal se siekte, stres, stikkende drome, moedeloosheid, min hoop in jou krisis, voel nie goed oor jouself nie, of oor jou lewe nie. Jy's miskien selfsugtig. Jy het miskien skuldgevoelens in jou. En hierdie goed word soos mure van 'n vestingstad. Dit bou toe en dit hou al hierdie goeters binnekant in ons. Wat is jou Jerigo mure waardeur God moet breek vandag? Deel van God se plan is baie duidelike opdragte. Wat was dit vir Israel? Loop om die stad. Daai vreemde plan van wat? Here, hoe? Loop om die stad. Elke dag. Kan julle dink jy by die 2de en die 3de dag wat daai mense begin dink? Dan loop hulle dalk so om en hulle kyk en hulle sien maar ons sien nog niks krake in die mure nie. Gaan nie iets gebeur. Hoe's ek en jy?
Hoe vinnig begin ons twyfel wanneer dinge nie gebeur nie. Waarom gee God vir hulle hierdie vreemde plan? Dit is makliker om aan die Here gehoorsaam te wees as jy hom kan vertrou. En dit was die uitdaging vir Israel. God gee vir hulle hierdie vreemde plan en vra hulle om dit presies uitvoer soos dit hy gesê het, dit moet gedoen word. Wat maak dit vanoggend vir jou moeilik om vir God te vertrou? Jy weet waarmee sukkel jy? Wat maak dit vir jou moeilik? Hoekom vertrou jy nie die Here met daai probleem nie? Onthou dis die Israelitiese gehoorsaamheid aan God wat hulle die oorwinning gegee het. God word nie beperk deur wat ek en jy dink moontlik is nie. God steur hom nie aan dit nie. Ek en jy se breintjie kan so ver dink. Die skepper van die heelal dink anders as ek en jy oor hierdie goeters. Ek en jy sien 'n berg, hy sien nie eens 'n molshoop nie. Ons God is groter as wat ons dink, ons beperk hom. Onthou God steur hom ook nie aan ons reëls nie, aan die boksies wat ek en jy daar maak nie. Jy het gehoor op daai einde van daai gedeelte wat ek gelees het, het hy gesê, Rahab die prostituut, haar na huis, julle doen niks aan hulle nie. Can you imagine? Hier is God se heilige volk. Hulle is gekies deur hom. Hoe kan hierdie heidense prostituut 'n plekkie in God se volk? Maar tog het God haar gebruik om sy volk te red. Sy het die verkenners weggesteek. 'n Prostituut van alles. Maar sy kry 'n ereplek in Israel. Sy's in die Bybel. Ons lees van haar. En sy is die ouma grootjie van Dawid. Is dit nie amazing nie? Die Here kan enigiemand gebruik. Die Sabbat was vir die Jode 'n geweldige heilige dag. Die laaste ding wat hulle op 'n Sabbat sou doen, want jy mag net soveel tree geloop het, jy mag net hierdie gedoen het. Dit was 'n verskriklike dag vir hulle. En nou kom die Here en hy sê op die 7de dag gaan julle 7 keer om hierdie stad trek. Ek dink hulle het soveel van hulle wette verbreek. Dis iets verskriklik. En dan gaan hulle nog oorlog maak op die Sabbatdag. Ek en jy moet leer hier uit dat God groter is as ons reëls en ons godsdienstige voorskrifte en ons wette. Want daar is soveel voorskrifte en wette wat ons geskep het as mens, wat ons probeer navolg. En dit beperk ons Christendom. Dit beperk die werk wat God in my en jou se lewens kan doen. Daar's soveel sake wat ek en jy dink is ononderhandelbaar. Maar jy kan nie vir God beperk nie. Jy kan nie. Watter godsdienstige voorskrifte en gebruike is vir jou, my boetie en my sussie, ononderhandelbaar? Wat is daar by jou, wat jy net sê, that's it, hier trek ek die lyn, klaar. Is dit moontlik dat God dalk 'n ander opinie het as wat jy het? Hy skep ruimte vir nuwe dink, vir ander verstaan. Hier maak hy plek vir 'n prostituut in sy volk en in sy bloedlyn, in Dawid se bloedlyn. En hy breek die Sabbatreëls. Wat van die reëls wat jy so aan vashou? Vierde ene, sy het, wat 'n opdrag kry julle in Josua 6 vers 5? Ons moet soms hardop verklaar dat God die oorwinning gaan gee. Dat hy die onmoontlike in ons lewens kan doen. Ek en jy het nodig om te verklaar, ek glo dat die onmoontlike in my lewe vir God niks is nie. Waarmee stoei jy? Waarmee sukkel jy? Het jy al hardop gaan verklaar? Baie van ons kan nie eens hard bid nie.
Ons fluister en prewel so 'n paar woordjies. Party mense as ons ergens is en ek sê vir hulle, hoorie, sal jy bid? Dan kyk hy kyk nê. Hulle kyk vir my middeldeur. Hoe kan jy my nou vra om vir ander mense te bid? Of mense skud net die kop. Tikkie een langs aan. Bid jy? Verklaar dit. Dit waarmee jy sukkel, jou huwelik. Staan op en sê, Here, ek verklaar in die naam van Jesus Christus lewe oor my huwelik. Ek verklaar, Here, dat hierdie ding tussen my en my man of my en my vrou, ons verklaar dit tot niet in die naam van Jesus Christus. Spreek dit. Daai siekte, daai ou by die werk wat jou so katasa, waarmee jy by almal loop en skinder en vertel van hierdie ou wat jou mal maak. Het jy hom al gaan rapporteer by die Here? Het jy al gaan staan daar buite in die oggend en sê, ek verklaar in die naam van Jesus Christus, daai man sal sy mond van my afhou. Doen ons dit? Nee. Nee, want ons het vir God begin beperk. Hy is so groot, met respek gesê. Want Sondags as ons hier by die kerk uitstap, vat ons hom en sit ons hom net weer terug in die sak. En dan sal ons nou maar kyk, wanneer daar nood is of 'n behoefte is, en dan wil ons hom weer uithaal en sê, Here help. Ons doen dit. God is nie ons alfa en omega nie, hy is nie ons alles nie. Hy is net 'n gereedskapstukkie vir ons. En ek sê dit met respek. Onthou, God is vir jou. Romeine 8:31 sê, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Amen. God is vir jou, my boetie en my sussie. Wie kan teen jou wees? In Joshua hoofstuk 6 lees ons hoe Joshua en die volk hulle in 'n baie moeilike posisie bevind het. Hulle staan voor die mure van Jerigo. Mure wat almal weet hulle nie sommer kan oorklim nie. Dis hoog, dis sterk gebou om vyande uit te hou. Terwyl hulle daar voor die mure en die stewige hekke staan, sou niemand dink dat hulle enige kans gehad het om hierdie plek binne te storm nie. Uit ons menslike oogpunt is dit heeltemal onmoontlik. Joshua het 'n voorsprong gehad bo soveel mense, want hy het nie alleen gestaan nie. Hy het die almagtige God by hom gehad. God was aan sy kant. Nie net was God aan sy kant nie, maar die oorwinning was al reeds gespreek. Soos ons weet, het die mense 6 dae lank so omgeloop. Elke dag een keer. Die 7de dag het hulle oorwinningskrete geskree. En daai mure van Jerigo het omgeval. Can you imagine? 'n Stem en 'n ramshoring wat val hierdie 5-6 verdieping mure in mekaar. Dit is moeilik om dit te glo, maar dit is presies hoe dit gebeur het. Al wat die volk moes doen, hulle moes oor die mirasies klim, hulle moes die stad inneem. So maklik. Een oomblik staan jy voor hierdie geweldige mure, en die volgende oomblik lê dit daar rommel, en jy klim behoor dit. So onmoontlik as wat dit klink, so moontlik is dit as God in jou kant is. Al wat jy en ek moet doen, is om te leer om die beloftes te aanvaar, en om God volkome te vertrou. Al vra hy ook vir jou, loop 6 dae lank om die stad. Al vra hy van jou om 'n weer ding te doen. Al moet jy 6 dae om die stad loop en die 7de dag skree en op ramshorings blaas, daar by jou huis. Moenie vandag in die mure wat in jou lewe is vasstaar nie.
Moenie kyk in hierdie ding wat voor jou staan en dit as onmoontlik sien nie. Vertrou vir God, net soos vir Joshua. Net soos wat God vir Joshua deurgekom het, gaan hy vir jou ook deurkom. Luister om te hoor wat hy van jou verwag. En doen wat hy sê presies. Al klink dit ook hoe weird. Doen presies wat die Here vir jou sê om te doen. Presies, volg hom. Woord vir woord wat hy vir jou sê. Hy is vir jou, en as hy vir jou is, wie kan teen jou wees? Is daar iemand wat teen jou kan wees? Nee, daar's niemand nie. Sien die oorwinning, sien dit voor jou. Glo dit, dat die Here dit vir jou gaan bring. Moenie twyfel daaroor nie. Ek en jy kan nie soos 'n brander in die see wees wat heen en weer gedryf word. Glo wat die Here vir jou sê. Glo dit wat jy wil sien gebeur, dit gaan gebeur. Die Here gaan dit vir jou bring. Beweeg vorentoe in gehoorsaamheid. Weet, God is in jou kant. Weet jy dit vanoggend? Aanvaar jy dit? Amen. Amen. Ons sluit die oë. Almagtige Vader, baie dankie Here dat ons vandag kan begin om in ons eie lewens hierdie vestingmure af te breek. Here, want dit help nie ons wil hier uitjaag en ons wil die hele wêreld gaan oorwin en ons wil Rustenburg se mure gaan afbreek nie, maar binne in ons eie lewens is daar mure. Ek vra Here dat U vir ons sal help, dat ons hierdie mure in ons eie lewens sal afbreek en dat ons dan hier sal uitgaan en dan sal begin om die vestings om ons en om ons families en ons gesinne en ons werke en oralste af te breek, Here. Dankie Here dat ons vanoggend ook net weer herinner is dat U vir ons is, dat U met ons is. En ek bid Here dat U vir ons sal seën en dit wat ons doen en daar waar ons beweeg. Here, mag ons U verheerlik, mag ons U naam groot maak. Dankie vir die liefde vir ons. Dankie vir die omgee en die genade vir ons. U is 'n wonderlike God. U is 'n fantastiese Vader. U is super awesome verby. En daar's niemand soos U nie. En ons bring U vanoggend al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen. Musikante kom vorentoe, ons sluit ons af so terwyl hulle op pad vorentoe is.